Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons deur nog 'n donker en onbekende nag gedra het. Ons eer die Here dat ons vanmôre veilig opgewek kan wees en dat ons vanmôre ook die nuwe dag in sy naam tegemoet kan gaan. Ons eer die Here ook dat die waarheid van sy woord in ons midde is. Jy moet onthou, die woord van God is juis vir ons gegee, sodat ons nie in die duister hoef rond te tas en te wonder, waar moet ons nou heen gaan en wat is die volgende tree wat ons moet gee nie. Nee, God se woord is juis vir ons die lig om ons pad te verlig, sodat ons hom kan verheerlik. Hy sê vir ons ook, geïnspireer deur sy gees is sy woord gegee, sodat ons wysheid en insig kan bekom. En mag u en ek studente van die woord wees, en mag ons getrou in die waarheid van sy woord geanker bly, sodat ons hom in alles kan verheerlik. Vriende, nou, ons is vanmôre by ons tweede boodskapie, wat handel oor die gedagte van Bybelse optrede in tye van krisisse. U onthou, ek het gister gesê, dat krisis is deel van ons lewe, van gered en ongered. En kinders van die Here moet anders in krisistye optree as die wêreldling. Waarom? Want die Bybel sê vir ons, dat ons as God se kinders weet dat God in beheer is van ons lewe. Ek het vir u gesê, dit is belangrik om ons te anker in die woord van die Here. En ek het vir u die aanhaling van Dr. D.A. Carsons gelees wat sê, what we need then is the cultivation of this personal knowledge of God, for it will sustain us when every other pillar crumbles. Ek het vir u gesê, dit is noodsaaklik dat ons deur die lees van die woord, 'n kennis van die God van die Bybel moet opdoen. Hy is die onwankelbare rots op wie ons bou, en hy is die een wat ons in staat stel. Want die Bybel sê vir ons, dat hy werk in ons om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. In ons eie krag, vriende, sal ons nie staande kan bly in tye van krisisse nie. Maar het is belangrik om te sien dat God ons daardeur dra. En dan belangrik, hy bring dit oor ons pad, want 'n faith that cannot be tested, cannot be trusted. Een van die duidelike bewyse vir ons kindskap is, dat ons in tye van krisisse nog steeds God vertrou. Maar die meeste mense wat maar net met hulle mond bely, God verloon in daardie tye, is kinders van God geanker in hierdie wonderlike wete, dat my Vader my liefhet, en hy sal my nooit bo my kragte versoek nie. Hy sal nooit 'n beproewing oor my pad bring, wat ek nie sal kan dra nie. En saam met dit sal hy my die uitkoms gee, en daarom eer ons hom. Ons gaan vanmôre so 'n bietjie kyk na 'n paar vrae wat mense dikwels vra in uitdagende en krisistye. Nou vriende, jy moet onthou, ons is mens. En baie keer kom die vraag in ons gedagte na vore. Party mense het vrymoedigheid om dit dan te uiter, dit hoorbaar te maak, vir mense te sê, maar luister, dis waarmee ek worstel. En ek wil vir u sê, 9 uit die 10 kinders van die Here worstel in hulle siel, in hulle hart, in hulle wese, met dit wat met hulle gebeur. Daar is baie min mense wat net deur 'n krisistye gaan sonder om ooit 'n vraag te vra, of dan ooit te twyfel of te wonder. En daarom is belangrik dat ons bietjie sal kyk na hierdie vraag, want dit is die vraag wat oor die algemeen deur kinders van die Here gevra word. Wanneer dit goed gaan, vriende, is ons lief vir die Here. Ons is bly oor sy goedheid. Ons dank hom vir sy guns. Ons eer hom vir sy versorging. En dan begin dinge verkeerd loop. Die kar breek miskien en dit kos my 'n enorme klomp geld om reg te maak. Ewe skielik hoor ek, daar is een of ander siekte in my liggaam, of dit nou kanker is, of dit nou miskien die skildklier is wat begin probleme gee, en ek begin siek voel, dinge is nie meer lekker nie, en dan gaan dit nie so maklik soos dit altyd was toe dit goed gegaan het nie. Daar is miskien 'n kind wat rebels raak, 'n kind wat miskien verslaaf raak aan dwelms, of miskien opstandig raak en die huis verlaat. Dit kan miskien iemand by die werk wees, 'n werkskollega wat ewe skielik teen jou draai, en die krisis word al hoe groter. 'n dag word 'n week, en 'n week word 'n maand, en 'n maand word 'n jaar, en jy wonder baie keer, wat gaan nou gebeur? En die vraag wat die meeste kinders van die Here vra, dit is nou inligting wat bekom is oor jare. En vriende, ek het vir u gesê, ek maak ook baie gebruik van Dr. Jill James se boek, en dan verskillende ander van hierdie boeke van Dr. J. Adams en verskillende ander mense. Nou die vraag wat gevra word deur kinders van die Here in krisistye, die eerste vraag wat na vore kom, is God werklik in beheer? En dan vriende, u kan miskien vir my sê, maar joh, dis dan maar 'n rowwe vraag om te vra, is God werklik in beheer as ek in 'n krisistyd myself bevind? En dis ongelukkig, want u moet onthou, toe die disippels van die Here Jesus saam met hom op die skei was en die storm kom, vra hulle hom, Here, gee u nie om dat ons vergaan nie? Hulle het gesien, vriende, al die wonders en tekens wat hy gedoen het, en tog vra hulle hom hierdie half beskuldigende vraag, maar is u dan nou nie in beheer van hierdie storm nie? Gaan ons almal verdrink saam met u? En ons sien hoe die Here wonderbaarlik ook hierdie storm stil gemaak het, en vir hulle die vraag beantwoord het, ja, ek is in beheer, ook van die storm in jou lewe. So dis vraag wat kinders van die Here vra, is God werklik in beheer?
Ek gaan net vir u baie kortliks sê, ons sal dit later meer breedvoerig hanteer. Ja, God is in beheer. Die tweede vraag wat baie kinders van die Here vra is, weet God werklik wat hy doen? Baie mense sê, maar as God liefdevol is en hy's genadig, waarom gebeur al hierdie dinge met my? Weet God werklik wat hy doen en wat wil hy daardeur bereik en waarom moet hierdie goed so kort na mekaar gebeur? En dis asof ons God se raadsman wil begin raak in plaas van om te buig voor hom as die raadsman. Want die Bybel sê hy word genoem wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Vriende, ons het nie nodig om raad vir God te gee nie. Ons het nie nodig om hom op die regbank te plaas en vir hom 'n klomp vrae te vra nie. God weet wat hy doen. Selfs deur manne soos Josef en Job en Paulus se lewe kan ons sien dat hierdie manne vir ons duidelik die voorbeeld stel dat te midde van die stryd het hulle geweet dat God weet wat hy doen. En Josef sê later dat God het hom juis na Egipte gestuur om sy volk behoue te laat bly. Wat 'n wonderlike genadige God. Ons weet nie altyd in die krisistye waarmee God besig is nie, maar ons weet en kan seker wees hy weet wat hy doen. Die volgende vraag wat hulle vra is en kinders van die Here vra en ek baie keer vra is, hoe kon God hierdie dinge of ding oor my lewe toegelaat het? Vriende, hoe kon God hierdie ding toegelaat het? Dink maar aan 'n kind wat sterf in 'n huishouding. Dink maar aan iemand wat werkloos raak en ons dink maar aan die COVID tyd wat verby is en hoeveel huisgesinne 'n finansiëel verlies gelei het en self bankrot gegaan het. En ons vra die vraag vir onsself af, hoe kon God hierdie ding of dinge toegelaat het? Kon God die COVID virus gekeer het? Ja. Waarom het God dit nie gekeer nie? Dis nie vir ons om te weet nie. God het nie vir ons 'n e-pos gestuur om vir ons presies te verduidelik waarom hy wat doen nie. Want hy is nie verskuldig aan ons om ons verduideliking te gee nie. Baie keer doen ons as ouers sekere dinge en ons verduidelik nie aan ons kinders nie. Baie keer werk dit goed uit, baie keer werk dit sleg uit. God se goed werk altyd goed uit. Alles wat hy doen is ten goeie, al sien ons dit nie dadelik raak nie. Want u sien, ons geloof word op die proef gestel sodat ons soos goud tevoorskyn kom. Want u sien, dit gaan nie oor die tydelike en die huidige suksesse en die huidige ek wil amper sê vreugdes wat ons beleef nie. Dit gaan oor hoe ons God kan verheerlik in die maklike en moeilike tye sodat ons eendag voor hom kan staan en dan ook die mooi so uit sy mond kan hoor. En dan vriende, nog 'n vraag. Die laaste vraag wat ons vanmôre gaan hanteer, wat kinders van die Here vra, ons sal later bietjie meer breedvoerig praat oor die oplossing vir hierdie dinge, maar net vir u te sê dat as u met hierdie vraag worstel, is u nie uniek nie. Dis nie, u is nie enigste een wat daarmee worstel nie. Dis die oorgrote meerderheid kinders van die Here wat stoei met hierdie dinge. En die laaste vraag, waarom het die Here die dinge nou in my lewe of ons lewe toegelaat? Kinders van die Here sal sê, maar weet jy, nou is nie regte tyd nie. So asof ons eie stryd kan beskik en bepaal. Luister, as van ons afgehang het ons nooit 'n dag van stryd, van siekte, van pyn, van verlies in ons lewe gehad nie. As dit van ons sou afhang, sou ons graag in die tuin van Eden wou wees voor die sondeval. En dis wat God vir ons beskik en bepaal het, maar die mens kies op daardie stadium om teen God in opstand te kom en ons beleef die vrug van die sonde in ons eie lewe en harte. En vriende, dit is verseker so, as kind van die Here is ons in hierdie stryd gewikkel. Ons verstaan nie altyd nie. Ons het nie altyd die antwoorde vir alles wat oor ons pad kom nie, maar een ding kan ons met sekerheid sê, dat God weet wat hy doen. Hy is in beheer. En hierdie ding wat hy oor my lewe toelaat op hierdie huidige oomblik, is vir my beswil, is vir my vorming en vir sy verheerliking. En dit is waarby ons moet volstaan, want u sien, as ons kyk na Job se lewe, en ons gaan môre bietjie meer breedvoerig na Job se situasie kyk. Job het nie geweet van die vergadering wat in die hemel was nie. Job het nie geweet van die duiwel wat voor God verskyn het om vir die Here te sê, kyk na Job en u knegg en hy dien u net om dit goed gaan. En die Here laat toe dat die duiwel alles van Job wegvat en later sy gesondheid. Maar een ding wat ons van Job gaan sien môre as ons bietjie deur sy lewe werk, is dat Job se lewe, sy hart, sy vertroue was geanker in God, in die goeie en die slegte tye. Want 'n geloof wat nie op die proef gestel kan word nie, is 'n geloof wat nie vertrou kan word nie. Ons geloof is nie in onsself nie. Ons geloof is nie in ons gunstige situasie of ons voorspoedige leefwyse of omstandighede nie. Nee, ons geloof is geanker in die God van hemel en aarde. En die Bybel sê vir ons baie duidelik,
dat daar nie een op aarde was wat nie deur stryd gegaan het nie. Een teoloog het dit baie mooi gesê. Hy sê, God het een seun gehad, wat sondeloos was. Dit was Jesus Christus. Maar daar was nooit een gewees wat sonder stryd was nie. Want selfs Christus, die sondelose Godmens, het geleer uit wat hy gelei het. En kosbaar om hierdie waarhede raak te sien, dat die Here ons nooit bo ons kragte sal versoek nie, maar dat hy hierdie goed oor ons lewe sal bring, sodat ons gelouter, geheilig, gevorm, verander kan word, om tot sy eer te lewe. Om vir die wêreld rondom ons 'n getuie te gee, dat ons bou nie ons vertroue, ons lewe, ons suksesse, ons bou dit nie op die sand nie, ons bou dit op die rots Jesus. As hy ons suksesvol wil maak, dan dank ons hom daarvoor. As hy ons seën met rykdom, dan eer ons hom daarvoor. As hy ons gesondheid van ons wegneem, dank ons hom daarvoor. As hy vir ons deur krisistye stuur wat ons finansies aanbetref, eer ons hom, dat ons weet hy sal ons nie bo ons kragte versoek nie. En dit is presies wat kinders van die Here anders maak as die wêreld. Ons vertroue is in die God van die Bybel. En ons gaan 'n bietjie môre kyk na Job se lewe, watter fantastiese, kosbare Bybelse voorbeeld wat ons nou kan kyk. En dan sal ons ook sien hoe hy deur krisistye gewerk het en hoe hy God verheerlik het. Vriende, mag die Here vir ons seën, mag die Here vir ons wysheid gee en mag die Here vir ons dag na dag dra. Groete vir u, mooi dag verder.